Almagtige God en Hemelse Vader, U wat heers oor die hemel en die aarde. U is so groot en almagtig. U weet van alles en U is betrokke met alles wat omgaan. U laat die reën val en die plante groei en U maak die grond vrugbaar. Ek wil vanaand hê dat U my grond moet kom deurwerk, liewe Vader. Gee U die reg om te kom kos gee en om te kom lewende water gee. En U kry vanaand die eer, soos al die ander aande. In Jesus naam bid ek dit. Amen. We're just waiting for you. So, die laaste 5 lesse, ja, ek kan nie glo, ons is al so ver met dit nie, maar die laaste 5 lesse was die fokus om te leer hoe om te bid. Maar soos julle almal agtergekom het, ons het eintlik maar relatief min gepraat oor gebed, maar meer oor 'n verhouding bou met die liewe Vader. So, wanneer ons 'n goeie verhouding het en ons verstaan wie ons aanbid en tot wie ons bid en dat ons lief is vir hierdie God, dan kom gebed relatief maklik. Want dit is maar 'n gesprek. So, net 'n vinnige recap, die laaste 5 lesse, die of julle kan onthou, les 1, die 4 W's nie, oom Sarel nie onthou nie. So, ek gaan herhaal, die 4 W's, ons gesê, les 1, tot wie bid ons en wie nie, wat bid ons en wat nie, wanneer bid ons, wanneer nie, en wat bid ons, en wat nie. Les 2 het ons Onse Vader behandel, hoe bid ons, les 3, wat blok jou gebede om verhoor te word, les 4 was manne wat bid, en dan les 5, die laaste ene wat ek baie van gehou het, was die karakter van Jesus. So, gebed is een van 3 elemente, as dit kom by ons vordering of ons verhouding met ons liewe Vader. Daar's 2 ander elemente wat hierdie gebedslewe op 'n heeltemal 'n ander vlak bring. Vanaand se les gaan baie kort wees, so gaan vinnig aan dit raak. Eintlik is dit weer 'n volgende keer om bietjie meer tyd aan daai dinge te spandeer, maar ek gaan vinnig aan dit raak, want ek wil kom by die tweede gedeelte want ons is tog hier om te bid, so vanaand gaan ons bid. OK. So die ander 2 goed, of dan nou 3 goed saam, is gebed, of dan bid, vas en saai. En dankie vir die wat saam met ons gevas het vandag. Ek glo dat julle lekker gaan eet hierna, maar ons draf nog hierdie laaste stukkie deur. So, dis natuurlik belangrik om te weet dat wanneer ons vas, dat ons kan ophou eet. Vandag se opdrag was natuurlik dat ons, vandat ons vanoggend ons oë oopgemaak het, is om nie te eet nie, tot nou na die les, en ook nie iets te drink nie, en as jy dan nou iets drink, drink jy water. Dit was die idee. So, maar dit help nie jy vas, en jy doen nie die ander gedeelte nie. Die ander gedeelte is die belangrike gedeelte, is waar jy, eerstens maak jy jouself swak, maar dan vul jy dit aan met kommunikasie en met woord en sovoort om skrif en met tyd met die Here te spandeer. As jy daai gedeelte nie doen nie, dan help dit nie jy vas nie. Dan is dit ek wil amper sê, dan is dit dieet. So, daai 3 goed saam bou dan ons verhouding met God, ons geloof, ons gebedslewe, ons geesmens, en dit hou ons nederig. Alles die Heilige Gees. Die Heilige Gees het vandag een af het hy vir my prentjies geteken en het vir my gesê, hierdie is die ding wat moet behandel word. En dan weet ek nie wat die volgende les of oor 2 of 3 lesse gaan wees nie. En dan wag ek vir die Heilige Gees soos ek aangaan, en dan die volgende oomblik dan wys hy weer vir my 'n prentjie vir daai les. En as ek besig is om die goed aan mekaar te sit, dan sit hy so stukkie bring hy vir my by. Of ek skryf 'n stuk tot op 'n punt toe, en dan hou ek op, en dan weet ek, okay, ek moet nou eers weer wag. En dan so kom dit net by.
Hy het nie net vir my die inhoud van die les gegee nie, maar hy het vir my die formaat van die lesse ook gegee. En wat vir my so wonderlik is, ek kom later toe in die tweede helfte kom ek agter, maar hy's besig om vir my 'n formaat van die 6 lesse ook te gee. Nie net 'n formaat van 'n les nie, maar hoe die 6 in mekaar steek. So vanaand is ons by die punt. En die punt gaan maak dat ons weer by die ander punt gaan kom. Ons kom nou by die einde, maar dit is ook nou die begin vir wat nou nog gaan volg hierna. So, hy het tot vir my gesê, dat Woensdae moet ek vas. So elke Woensdag vir die laaste 6 weke vas ek, en is vir my so 'n prentjie wat hy vir my geteken het rondom hierdie blessed poor in spirit, is dat wanneer ek swak is, ek het nou voorberei en al die dinge, kom ek hierna toe, om met julle te deel, maar elke Woensdag aand, dan voel dit vir my, hoe gaan die mense voel, gaan hulle verstaan wat ek sê, en dan is ek dan ervaar ek hierdie poor in spirit, en dan kom hy, en hy begin dinge doen, soos dan die Elizabeth, en dan die Lynette, en almal wat nou getuig het, en nog meer, so, alle eer aan hom. Dit moet natuurlik outomaties kom, dat wanneer ons vas, dan moet dit outomaties kom, dat ons terugtree. Dat wanneer ons terugtree, dan staan ons nie in die pad, vir al daai dinge wat hy wil kom doen nie. En natuurlik, ons moet, wat outomaties moet ook kom, is dat ons met hom moet tyd spandeer. Ja, as ek honger raak, kan ek nou sê, maar ek gaan nou 'n stukkie lees, of hoe ook al, maar dit moet my hele motief wees, is om te sê, ek vas nie net vir vas nie, ek doen dit, want ek wil met hom tyd spandeer, ek wil van hom leer, ek wil van hom lees, en ek wil met hom praat, ek wil wag dat hy met my moet praat, en so voort. Dit moet die hele motief wees. So, julle almal het nou al gehoor van die Daniel vas. Die Daniel vas was, ek dink die tweede vas wat ek gedoen het. Eerste een was ek so by myself gewees, maar die tweede een het ons as 'n gemeente Daniel vas gedoen, so 'n paar jaar terug, 21 dae. En ek wil vir julle lees uit Daniel 1, vanaf vers 12, as julle wil saam lees. Die eerste gedeelte, die eerste 2 verse, is die opoffering gedeelte, en dan die laaste paar verse, 14 tot 17, is die resultaat. As ek dan nou, is al van 'n opbou, en dan die resultaat gedeelte daarna. So, vanaf vers 12. Gee ons, dis nou Daniel wat praat. Gee ons 10 dae kans om onsself te bewys. Laat ons toe om net water te drink en groente te eet. Vergelyk ons dan met die ander jong mense wat kos eet wat die koning voorgesit het. Besluit dan op grond van wat jy sien, of ons daarna met ons eie dieet kan aanhou of nie. Vers 14. Die amptenaar het ingestem dat hulle vir 10 dae dit kon probeer. Aan die einde van die 10 dae Daniel en sy vriende baie gesonder en sterker gelyk as al die jong mense wat die koning se kos geëet het. Van toe af het die amptenaar hulle toegelaat om groente te eet in plaas van die rykkosse en wyn wat die koning voorgesit het. Deur God se goedheid was hierdie 4 jong mans besonder slim. Hulle het goeie kennis van die belangrike boeke van daardie tyd gehad en baie wysheid. Boonop het Daniel die gawe gehad om visioene en drome uit te lê. So, ek weet nie hoe Daniel voor dit was nie, maar dit is baie duidelik dat daar 'n groot verskil is tussen die wat, kom ons sê nou normaal aangegaan het, en ook 'n rede gehad het daarvoor, en die ander wat dan nou die vasroete gevolg het. Kyk nou net wat die punte wat genoem word is slim, goeie kennis, baie of dan nou wysheid, en dan nou natuurlik die gawe gedeelte. En
wil amper, as ek 'n stukkie kon inlas hierin, kan ek amper sê dat Daniël hulle sou nie hierdie goeie kennis van die boeke van die tyd gehad het, as hulle nie tyd daarin gespandeer het nie. En ek het nog nie in daai tyd gelewe nie, maar ek glo die boeke waarna hulle verwys het, is Bybelse boeke. En dis waar daai saai gedeelte inkom. Maar ek gaan nou by die saai gedeelte uitkom. Dan Galasiërs 6 gaan nou spesifiek oor daai saai. Ek wou 'n grappie maak met vers 6. Want vers 6 sê, julle moenie daardie mense afskeep wat julle leer waaroor dit in God se woord gaan nie. Nee, wees goed vir hulle en sorg vir hulle. Want ek dog wag, ek gaan dit nou nie deel maak van my les nie, maar ek het dit maar nou gesê. Vers 7 Moenie julle bedrieg nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant in die terrein van die sonde, gaan jy dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe oes van hom ontvang. Jo, hoe wonderlik is dit nie? Soos ek nou genoem het, jy kan natuurlik verkeerd vas deur nie tyd met hom te spandeer nie, want dit is eintlik maar dit is waaroor die hele motief gaan, of die hele idee gaan. Hierdie vasgedeelte wil ek wil nie eers raak as dit kom by 'n geldelike of finansiële saai nie. Ek wil nie daar gaan nie. In hierdie geval as dit kom by die vas en die tyd wat jy dan nou afstaan aan hom, saai jy jou tyd. En as jy tyd saai, jy kan nie appels plant en lemoene oes nie. Soos jy tyd saai, gaan jy tyd kry, of dan nou aandag eintlik kry van die liewe Vader af. Want jy gee aandag aan hom, so hy gaan aan jou aandag gee. En dis tog wat ons wil hê, want ons wil hoor by hom, ons wil leer by hom, en sovoorts. So 'n ruk terug, iewers laas jaar, toe besluit ek en Heidi, maar ek gaan ons karavaan verkoop. En hy is mooi en netjies en al die dingetjies. En sit hom in die mark, en ons kry nie navraag nie. Later besluit ek, nee, ek gaan die karavaan na 'n handelaar toe vat, dat hy hom vir my verkoop. Hulle hanteer dit, en daar's geen navraag nie. Dis maande later, 6 maande, 7 maande, vandat ons die karavaan in die mark gesit het, van die somer in die mark gesit, dis al winter, dit kom net nie. En eendag is ek in die kerk, en Dion raak vinnig aan hierdie 3 goed. Bid, vas en saai. En ek besef, nee, ek bid en ek vra vir die Here, kry die persoon gereed wat hierdie karavaan gaan kom koop. Of laat wie ook al dit gaan kom, laat dit kom. Maak die ou gereed. En ek besef, maar ek op daai stadium, wag, ek moet nou net so enetjie teruggaan. Nou bid ek obviously oor dit. En ek sê vir die liewe Vader, ek sal, as die karavaan verkoop, dan sal ek saai. Ek sal saai in die koninkryk in. En is eintlik so simpel, maar jy maak nou eintlik, dit voel amper asof jy nou ooreenkoms met hom aangaan. Ek doen dit, dan sal u dit doen, nee? Of andersom. En hy sê vir my, een oggend op pad, iewers heen, sê hy vir my, as jy my regtig vertrou, dan sal jy voor die tyd saai. En dit is soos, oh no. Ja, en ek bid weer daaroor, en hy bevestig het weer vir my, dat as ek dan nou sê, ek sal saai, as die karavaan verkoop, en ek glo en vertrou hom, dan kan ek dit mos vooraf doen, sê hy vir my. Ek gaan toe maar die roete, en ek saai, en in 'n geval daarna, op 'n stadium by die kerk, en Dion is te besig met daai, dit was net so, amper soos 'n advertensie van die kant af ingegooi, en ek besef, ek het gesaai, ek het gebid,
Maar ek het nie gevas nie. En ek vas sommer dadelik. En die einde van die volgende dag kontak die eerste ou my. En hy stel belang om die karavaan te koop. En dit het toe nou nie deurgegaan op daai stadium nie, maar 'n maand of wat ook al dit later was, ek kan nie onthou nie. Toe is die karavaan weg en dit in winter. So vir my het dit regtig toe nou 'n sin gemaak dat die drie goeders pas by mekaar. Onthou as ek wag vir 'n antwoord of vir deurbraak, dan gaan ek tog met hom praat daaroor. Hy sê tog ons moet as ons bekommernisse met ons by hom lê. So ek gaan met hom kommunikeer. Om dit nou na 'n nuwe vlak toe te vat, vas ek, want ek wil meer met hom kommunikeer. En natuurlik die saai gedeelte, my tyd moet ek in dit saai, ek moet aandag daaraan saai, om hierdie drie goed by mekaar te bring, en eintlik dit op 'n verhewe vlak te bring. As ek honger is, gaan ek makliker luister. As ek gesaai het, is ek uit die sak uit, nê? So, ja, al die goeders bring dan om hierdie ding op 'n hele nuwe vlak te bring. So, moenie my getuienis gebruik nie, gaan kry jou eie, en doen daai drie goed saam. As daar iets wat jou pla, of wat jy 'n deurbraak voor nodig het, of hoe ook al, bring daai drie bymekaar en kyk waartoe dit gaan. Ek wil nie vir julle 'n resep gee nie, maar daai drie goeders saam werk nogal. So, ek kom nou hier na die einde toe, en ek het soos ek julle gesê het, vanaand gaan nou kort wees, want ek wil graag hê ons moet vanaand gebruik om te bid. As ek klaar is, as ek net 'n paar goedertjies, dan wil ek hier graag ons moet almal hier voorkom staan. Dan gaan ons almal by mekaar staan, ons gaan vir mekaar bid, ons gaan bid en ander gaan invul. Julle ken nou die skrif wat sê dat daar waar twee meer in sy naam op mekaar kom, daar is hy. En as twee mense saamstem oor een saak, dan is dit so. Julle ken die skrif wat sê alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Julle ken dit wat sê by the stripes of Jesus you are healed. So Jesus het gekom en hy kom sterf vir ons sondes. Hy het homself kom opoffer sodat ons genesing kan hê, sodat ons in geregtigheid voor hom kan staan. So ons gaan vanaand in geregtigheid en in heiligheid gaan ons wat hy sê ons is, gaan ons bid.